Wat 'n verskil bring God in jou lewe? Mense weet nie hoe dat die verbond wat die Here met mense gesluit het, jou lewe verander nie. Weet jy, ek wil net vir jou die skrif uitwys, die waarhede wat hieroor met jou en met my praat. In Deuteronomium 28 word dit vir ons so gestel. As jy luister na die Here jou God, sal al hierdie seëninge oor jou kom en jou lewe verryk. En die eerste wat hy noem, jy sal geseënd wees in die stad en jy sal geseënd wees in die oop veld. Maar hou nie daarby op nie. Die Here se seën is nooit net vir jou bedoel nie. Ons lees, jou nageslag sal geseën wees. Die opbrengs van jou lande, die aandeel van jou diere, jou kalweroes en jou lammeroes. Met ander woorde, as jy tot bekering kom, is dit nie net jy wat tot bekering kom nie. Dit het 'n effek op jou kinders, op jou oes. Jy kan dit nie glo nie. Die volgende belofte wat die Here vir ons gee, hy sê, as jy sal daardie seën ontvang, jou oesmandjie en jou knieskottel sal geseën word. Dit sal eintlik so duidelik wees, jy sal geseën wees waar jy ook gaan. Kan jy dink dat daardie seën van die Here, die verskil wat hy maak, ook te maak het met jou vyande? Ons lees, die Here sal jou vyande wat jou aanval vir jou laat vlug. Hulle sal uit een rigting teen jou opruk, maar in talle rigtings voor jou uitvlug. Die Here se seën staan verder vir ons in Deuteronomium 28. Hy sal die seën beveel om oor jou te kom, oor jou graanskure, oor alles wat jy aanpak. Die Here jou God sal jou seën in die land wat hy aan jou gee. As jy die gebooie van die Here gehoorsaam, sal hy jou in stand hou as sy heilige volk. En dan sê hy hierdie merkwaardige woorde: al die volke op die aarde sal weet dat die naam van die Here oor jou uitgeroep is en hulle sal bang wees vir jou. Weet jy, ons het almal vyande hier op aarde, maar die Here maak so groot verskil. Maar dis nie waarby daardie seëninge van die Here ophou nie. Daar word verder vir ons gesê, die Here sal jou oorlaai met die goeie, met 'n nageslag, met die aandeel van jou vee, die opbrengs van jou grond, die land wat die Here met 'n eed aan jou voorvaders beloof het. Die Here sal sy goeie voorraadskuur die hemel vir jou oopmaak, om vir jou land reën te gee op die regte tyd, om alles wat jy doen te seën. En dan maar net die laaste gedagte wat ek vir jou wil sê is, as jy mooi luister na die Here se gebooie, as jy hulle gehoorsaam en daarvolgens lewe, en nie afwyk van alles wat ek jou beveel nie, sal die Here jou die kop maak, nie die stert nie. Jy sal altyd bo wees, nie onder nie. Weet jy, hierdie woorde, as jy luister na die Here jou God se gebooie, verwys na die verbondsverwagting van die Here vir sy verbondsvolk. Die bepalings en inhoud hiervan is ononderhandelbaar. Met ander woorde, die vraag is, wat moet jy nou doen? En die groot saak is eintlik maar dankbaarheid. Weet jy, die Bybel sê my beker loop oor. En ek kan maar net vir jou oproep, wees dankbaar en leef vandag saam met die Here. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die verskil wat U in ons lewe bring. Dankie dat U met ons 'n verbond gemaak het. Ons eer U daarvoor. Amen.